Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met 'n reeks oor jou identiteit in Christus en hierdie is die 15de episode in hierdie reeks. Maar voor ons wegtrek, kom ons bid net eers saam. Here Jesus, baie dankie vir u woord, die krag in u woord en die lewe van u woord en dat u woord 'n saad is. En Here, dat as ons vandag glo wat in u woord staan, daai saad die potensiaal het om 30, 60, 100voudige oes in ons lewens op te lewer. Ons bid vir geopende ore, ontvanklike harte, dat ons sal kan ontvang wat u woord vir ons wil leer, en dit kan gaan leef daar buite. In Jesus naam, amen. Ons staan op die oomblik 'n bietjie stil by 2 Korintiërs 3 vers 18, waar Paulus onder inspirasie van die Heilige Gees ons die volgende leer. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Die woord sê hier, dat as ons die woord van God so gebruik as 'n spieël, en ons in hierdie spieël die heerlikheid van die Here sou aanskou, dat ons sou verander na dieselfde beeld. Nou watter beeld praat hy van? Na sy beeld, na die beeld van Jesus. Onthou ons het so rukkie terug verwys na 1 Johannes 4 vers 17. En dat dit die teks is waarna ons streef in hierdie reeks om te verstaan wat die woord hier bedoel en hoe dit ons kan help in ons verhouding met God, maar ook in ons elke dag lewe. Die woord sê hier in 1 Johannes 4 vers 17 die volgende: Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, en hy praat van Jesus, is ons ook in hierdie wêreld. Sien jy watter beeld is reeds in jou? Want soos Jesus is ons ook in hierdie wêreld. Die beeld in jou, jou ware identiteit, wie jy in jou gees is reeds soos Jesus. Jy streef nie daarna nie, jy is dit reeds. En as ons dit terugbring na 2 Korintiërs 3 vers 18 wat sê, as ons in die spieël van sy woord dit aanskou. Want wat sien ons in 'n spieël? Jy sien dit wat voor die spieël staan. Paulus sê hier, gebruik die woord van God as 'n spieël om jou te wys wat reeds binne in jou is. En as jy dit sou doen, dan sou dit jou verander tot dieselfde beeld. As jy in God se woord sou raak sien, dat jy reeds soos Jesus is, en jy sou dit glo, sal dit jou lewenswyse, jou manier van dink, praat en doen, verander na dieselfde beeld. Dan sê jou manier van dink, praat en doen, van self begin lyk, soos Jesus se manier van dink, Jesus se manier van praat, en Jesus se manier van doen. Maar dit kom deur sy woord, en 2 Korintiërs 3 vers 18 eindig, met dat dit die Heilige Gees is, wat die verandering bring. My en jou verantwoordelikheid is nie die verandering nie. Ons verantwoordelikheid is om in die woord te ondersoek wie Jesus is, en hoe awesome en asemrowend hy is, en dan glo ek sy woord eenvoudig wanneer dit sê ek is soos hy, en deur daardie geloof in die woord, verander die Heilige Gees my, moeitevry. Nou ons het die laaste 2 weke so 'n bietjie gekyk na die praktiese dinge waarop ons kan fokus in die woord, om hierdie heerlikheid van God se woord te aanskou. En ek het gesê ek het vir myself 4 punte uitgemaak wat vir my belangrik is. Die eerste was die onvoorwaardelike liefde van God en hoe belangrik dit dan ook is om God toe te laat om ons lief te hê. Die tweede was die hart van Jesus om te dien en ook hoe belangrik dit is om hom toe te laat om ons te bedien. Want slegs wanneer hy ons kan bedien dat ons sal weet hoe, waar en wanneer om hom en sy liggaam weer te kan gaan bedien. Die derde punt wat ek graag hierdie week bietjie aan wil raak, is dankbaarheid. Dat ek en jy net weer doelbewus en intentioneel sal raak om dankbaar te wees. Blaai saam met my na 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Hy lees in die 53 vertaling so. Vers 16, wees altyd deurbly. Vers 17, bid sonder ophou. En vers 18, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.
Mense wil altyd weet, wat is die wil van God vir my lewe? Dis een van die algemeenste vrae onder Christene. Wat is God se wil vir my lewe? Wel, ek weet dis nou nie die antwoord waarna ons meeste van die tyd op soek is nie. Maar as jy wil weet wat is die wil van God vir jou lewe, begin by tekste wat sê, hierdie is die wil van God. En hier is een van hulle in hierdie gedeelte. Hier staan, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wat is die wil van God in Christus Jesus oor ons? Nommer 1, dat ons altyd sal bly wees. Nommer 2, dat ons sal bid sonder ophou. En nommer 3, dat ons in alles sal dankbaar wees. Dit is die wil van God vir ons. Daar's altyd iets om voor dankbaar te wees. En ek dink een van die belangrikste dinge wat gebeur wanneer jy dankbaar is jy erken God as die bron. Wanneer jy byvoorbeeld vir God dankie sê vir jou huis, erken jy dat dit hy is wat vir jou voorsien het van 'n huis. Hy het vir jou die vermoë gegee om te kan werk en geld te verdien sodat jy die huis kan bekostig. Wanneer ons vir hom dankie sê vir ons gesondheid, dan erken ons hom as die bron. Dat dit deur sy wonde is wat ons genees is en dat dit hy is wat ons gesond hou. Dankbaarheid skuif ons fokus en skuif ons fokus na die regte bron, ons Here Jesus. Dankbaarheid haal ons fokus van die negatiewe dinge af en forceer ons as dit ware om op die positiewe dinge te fokus. En daar's altyd, onder alle omstandighede, iets om voor dankbaar te wees. En as jy sukkel om dinge in jou natuurlike omstandighede te kry om voor dankbaar te wees, gaan kyk in die spieël van God se woord. Daar sal jy honderde redes kry om altyd en onder alle omstandighede dankbaar te wees. Om mee te begin, hy het jou duur gekoop. Nie met verganklike dinge soos goud en silwer nie, maar met die kosbaarste item wat die hemele besit, die bloed van Jesus Christus. Jy is deel van 'n nuwe verbond met beter beloftes. Jy's 'n seun van God. Jy's 'n mede-erfgenaam van Jesus. Jy is soos Jesus is nou. Jou gees is een met God se gees. Jy het die geregtigheid van Jesus voor God. Jy is heilig. Jy het reeds die ewige lewe. Jy sit in hemelse plekke saam met Jesus. Jy's nie meer onder die mag van die duisternis nie, maar jy's nou in die koninkryk van Jesus, die seun van God se liefde. Jy het die sleutels van sy koninkryk. Jy het die mag en autoriteit om berge te skuif, blindes te laat sien en dooies op te wek. Jy's geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele. Jy's nie kop in hierdie stert nie. Jy's geseënd as jy uitgaan, jy's geseënd as jy inkom. Jy's so geseënd dat daar genoeg is om die mense om jou te seën. Jou kinders is geseënd, jou werk is geseënd, jou finansies is geseënd, jou bediening is geseënd. Dit is wat die woord van God van my en jou sê. Laat dit jou fokus word. Dit sal jou na dieselfde beeld verander, van een vlak van heerlikheid tot 'n volgende vlak van heerlikheid. En hy doen dit deur sy gees. Here, dankie vir u woord, dankie vir die krag wat daarin is, en dankie dat u woord vir ons die regte spieël is om in te kyk. Ons omstandighede is nie ons spieël nie, Here, u woord is ons spieël. En hierdie dinge wat ons nou opgenoem het, is maar net 'n paar dinge wat u spieël van ons reflekteer. Help ons om in hierdie waarhede in te kyk en dit te begin glo, sodat u gees dit kan deel maak van ons uiterlike lewe, van dit wat die wêreld in ons kan sien. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.